pot gooi, saam met François van Cooke. Van die lughawe af, reguit hier na ons toe. François, begin ek deur om te sê dankie man, dankie dat jy vir ons 'n tydjie in jou verskriklike besige agenda gemaak het. Lekker om hier te wees. Dankie man, regtig. Gee om as ek net gaan my jacket uit. Word mens man, word mens. Wat draai om, wat staan daar agter op jou rug? Wat is dit? Daar's hy nou, daar's die vibe op my kop. Waar op my kop. Die legendariese rock Afrikaanse talentvolle man wat jy is. Wow man, dankie. Nee man, jy gee eer aan die keiser, gee eer waar dit toe kom. Maar 'n ding wat min mense van jou weet is ook jy hardloop, jy's op Strava. Yes man, ja, ek het nou so wanneer ek begin hardloop, omtrent so 2013. Aha. Maar ek het voor dit het ek niks oefening gedoen vandat ek skool klaar gemaak het nie. Ek sou sê van 1998 tot 2013 het ek soos net die enigste oefening wat ek gedoen het was my arm wat dit gedoen het. Dis hy. En toe was ek nogal in 'n slegte physical plek gewees. Mooi rond, pear shape, yes. Ja, en toe het my vrou begin spin in die gym en toe het ek saam daar begin spin en toe so 'n bietjie begin draf en toe het my al bietjie pos gevat en ek het hier in die COVID tyd ek die eerste keer eintlik langer afstande begin hardloop en toe my eerste marathon gedoen na COVID en ek het ongelukkig nou 'n bietjie van 'n besering. So my draf is nou so 'n bietjie af. Net so 'n bietjie op 'n downscale in die herstelproses. Maar ek's baie lus om nog 'n paar groot runs in te werk. Met jou man, met jou. Dis 'n vreemde ding hoe dit deel vorm van jou hele mentaliteit en as jy weer sien dan is dit nogals half waaroor alles gaan ook op die einde van die dag. François van Volkhof polisiekar tot jou solo loopbaan. Hoe balanseer jy hierdie dinge? Dit moet mal wees. Jou dagboek is so. Ja, die laaste jaar was nogal baie besig. Maar gelukkig is daar balans. Ek het daar 'n family by die huis wat my kan uitbalance en ek moet tyd vat om saam met hulle ook te spandeer nou en dan. Dis belangrik. So ek moet nou en dan 'n naweek afvat, jy weet, om my familie te sien op 'n naweek. Dis hy. Jy weet, miskien het ek 'n bietjie quality time. Miskien het ek by tye in die week 'n bietjie meer tyd as ouens wat 'n 9 to 5 werk, maar jy kort 'n naweek om 'n naweek te hê saam met jou familie, jy weet. So ek maak seker om dit te doen en ek het 'n baie goeie booking agent wat my skedule baie goed uitwerk en hanteer, yes. So maar dit was besig, jy weet. Hier is ook die eerste jaar wat ons soos baie oorseese trips doen. Ek het julle dopgehou, julle was nou Amsterdam toe, na Holland toe, Nederland toe. Ons was in Holland en Engeland met Volkhof polisiekar. Ek was met my solo ding in die gevaar, was ons in Australië en Nieu-Seeland. Dis reg, yes. 'n paar maande terug en ons is weer op pad terug Holland en Nederland toe oor 3 maande. Jy en Karen Zoid. Ek en Karen en dan gaan ons China toe en dan daai weet ek nie van nie. En dan nog 'n Abu Dhabi show ook later die jaar. So dit is meer as gewoonlik internasionale staf vir ons. Dis hy en jou huidige projekte hou jou aan die gang en jy het nou ook François en vriende wat nou om die draai is. Dis nou oor 7 dae. Nee. 3 Oktober. 3 Oktober. Ekskuus, sorry vir daai. Maar nee. En dan naby. En uit die naby. En in die aardheid van die saak het jy dan ook nou nog 'n ding met Robbie Wessels wat vir jou voorlê. Yes, ja. So ek het eintlik ek het in 2020 geboks of 2021 met Derek Hougaard. So ek's baie lief vir boks. Daai tyd het ek dit so ernstig gevat. Ek het soos vir 3 maande basies geboks. Dit was in die COVID tyd, so ons het nie so baie shows gespeel nie. So, en jy het die tyd gehad vir dit. Ja. Ja, so ek het soos gefokus op dit vir 3 maande van my lewe. Ek is nou 'n bokser vir 3 maande. Ek het alles unfollow op social media, net boks goed gefollow, boks dokkies gekyk. Was heel boks boks befok. Exactly. Nou nie geweet of ek mag vloek op die podcast nie, maar en julle kan dit seker ook maar edit as julle wil. Maak 'n piep. So van daai tyd af is ek heeltemal boks mal. Ek hou maar net van die fight game, kyk baie boks en UFC en so aan. En ek weet Robbie is ook 'n boks fan. Dis hy, yes. Maar ek het nie geweet hy wil beklei nie totdat hy my uitgedaag het. En dit so op die sosiale platform so in your face, ja, yes. So I'm ready. Ek hou jou dop, ek check jy oefen lekker jou movements, jou 1-2, dis daar. Ek is baie amped. Ek en Robbie het bevriend geword die laaste jaar of so. So ons het mekaar nie regtig baie goed geken nie, maar
Ek het nou net vir die ouens daar in die studio ook vertel, ek en hy het Lulo begin saam sing by Liefde by die Dam. Ja, ja. Die fees het ons gevra om dit te doen en jy weet ek is 'n groot fan van daai song, obviously ons het omtrent dieselfde tyd begin. Dis reg, ja. Altyd gedink is 'n funny song, jy weet. En om dit te doen saam met hom was nogal 'n uitdagende ding want as jy dit opfok, dan gaan die nasie jou net so baie haat soos as jy die volkslied opfok. Ek sekondeer heeltemal. Daai moet jy regkry, maar jy moet die dans ook saam met dit netjies kan doen. Ons het so 'n bietjie gedans, maar dit is nou nie regtig my forte. Maar Robbie hou van sy choreografie of Ja, I love it. I love it. Love it. So jy weet hy's obviously lig op sy voete. So hy's reg vir ten minste dit, jy weet. Ek sien uit vir julle maak nou 'n bekendstelling nou die 27ste. Yes, ja. So ons sal alles nou bekend maak wat gebeur. Daar's nie iets wat jy kan drop nie. Nee. Dis nog groot staatsgeheime. Ek hou al geheime oor hierdie ding vandat ons begin chat daaroor. So ek hou geheime vir amper vir my bloedfamilie ook. François, ek dink terug waar ek 'n liefhebber geraak het van jou musiek. Was ek in my eie hoedanigheid nog op skool gewees. Daar in die kos is om pomp ons julle musiek lekker. En julle was heeltemal iets anders toe julle uitgekom het en wat ons aan gewoond was, man. En die liefde was dadelik daar en ek het myself ingedink, hoe kom 'n mens op hierdie punt waar jy hierdie tipe musiek maak? En dis nou my vraag aan jou. Hoe werk jou kreatiewe skryfproses om te kom van waar jy 'n gedagte het tot dit waar hy vrygestel is? Hoe werk dit, man? Yes man, ja, ek dink mens kan dit terugvat nou tot by die begin, jy weet die goed wat ons beïnvloed het van dag 1 af. Ek dink dit is op 'n manier waar jou vraag begin het, maar ek dink jy weet vir my ek was in 1994 in standaard 6 of graad 8. Toe ek in graad 8 gekom het was dit Nirvana en Pearl Jam. Kom maar dieselfde era. Kurt Cobain is dood daai jaar, jy weet die Unplugged in New York album was massive. MTV's en yes. Ek met die eerste 4 albums wat ek gekoop het was of nie gekoop nie, maar gekry het ergens of my ouers of 'n vriend het dit gesteel. Was Nirvana Nevermind, Pearl Jam 10, Green Day Dookie en Offspring Smash en ek dink daai 4 albums was vir my die rede hoekom ek musiek begin speel en ek is sedertdien in bands. Yes. Ek nooit gedink ek sal 'n sanger word of 'n voorsanger van 'n band. Die musikant van formaat wat jy is nie. Ek wou maar net in 'n band wees. Ek sal gitaar speel, bass speel, wat ook al mense kan doen. Ek wou maar net in 'n band wees. Dit was my grootste mission. So dit is nou maar hoe dinge uitgedraai het tot vandag. Maar as dit nou gaan oor song skryf, ek dink dit is die belangrikste deel van musiek maak. Deel met ons asseblief. Dit is die belangrikste ding vir my. Jy weet ek hou daarvan om op stage te gaan, maar om die songs te maak is die belangrikste deel, right? Om te begin met niks en ergens uit te kom met iets. So dat jy weet ons doen dit op 'n klomp verskillende maniere. Jy weet in my early days het ons baie begin songs skryf op 'n akoestiese gitaar en dan jy weet vat jy die song na die band toe. En dan werk jy 'n bietjie daar. Werk 'n bietjie daaraan met almal, man. Deesdae werk ek dit nogal anders. Ek werk saam met 'n producer of 'n co-writer vir my solo stuff soos 'n ou wat meer aan die musiekkant werk en ek sal meer die lirieke kant hanteer. Ja. So in my laaste projek nou die ruimte het ek met 'n hele klompie verskillende ouens gewerk. Ek het songs geskryf saam met my nuwe band die Gevaar. Dan het ek en Richard my gitaar is 'n paar geskryf. Ek het saam met Theo Kraus 'n song geskryf. Ek het saam met Fred van die Heuwels fantastiese song geskryf. Saam met Loki Rothman. Briljante name. Almal daai is briljante name wat ja, so dit was 'n baie cool proses, jy weet, om as ek 'n idee het vir 'n song, dan sal ek ook dink saam met hierdie ou sal ek hierdie ding wil doen. Wat miskien sy spesialiteit is. So ja, dit was 'n baie interessante projek en ek is baie bly ek kon saam met al daai verskillende dudes werk. Ons praat nou so van almal saam met wie jy al gewerk het nou. Jou samewerkings met ander kunstenaars, ek dink nou spesifiek aan François van Cooke en vriende. Daar het jy al soms met 'n magte mense ook opgetree van Karen Zoid regdeur tot Arno Castens toe. Wat was jou mees gunsteling ervaring daar en 'n opvolgvraag, met wie sal jy graag nog so 'n samewerking wil doen? Yes man, ek dink my gunsteling collabs
Ek gaan vir jou 3 sê wat vir my Gooi hulle, wat vir my gooi wat vir jou uitstaan. uitstaan, yes man. Ek dink die eerste een wat ek gedoen het wat kind of memorable is Dance som Jack Barrow. Yes. So dit was 2009. Ek dink nie ek het regtig voor dit enige collabs gedoen nie. Was maar net Fok of Polisiekar voor dit. En van Kou Kartel. Maar dis die eerste collab. So hy staan altyd vir my uit. Ons doen dit nog elke jaar vandat ons Frans en Vriende doen ons daai song op die show. En dan ek dink 2 van my grootste songs is ook collaborations. Toe vind ek jou som Karen wat jy gemention het. Yes. En Dagdrome in Suburbia wat ek saam met Spoegwolf gedoen het. Lovely, net so lekker. So daai 3 staan regtig vir my uit. Dit is altyd songs wat ek speel. Ja, ek doen nou nie dans elke dag nie, want ek kan nie die raps doen nie, maar toe vind ek jou en Dagdrome speel ek, jy weet omtrent op elke show wat elke solo show wat ek doen. En hulle staan altyd uit. Dis altyd fantasties om daai songs te speel by Frans en Vriende en om 10,000 mense te hoor en daai songs saam te sing is soos regtig iets ongelooflik. Dit gee mense hoendervleis op 'n ander manier. Ja, nee, for sure. Dit gee my hoendervleis. Dis 'n freak out. Jy weet ons doen nou daai show al 6 jaar en elke jaar is dit vir my 'n freak out. Want dit is jy weet dis anders as 'n festival waar daar klomp mense vir klomp artists is. Hierdie is jy weet dis ons fans vir die songs wat ek en my chommy saam gemaak het. Dis hy, yes. Dit is dit maak dit 'n bietjie andersins baie spesiaal. Met jou. En as jy saam met iemand sal wil optree plaaslik of internasionaal, wie sal dit wees? Internasionaal die droom is Paul McCartney, obviously. Ja. Ek's 'n groot Beatles fan. Paul is nou dink ek 82 jaar oud. Daar's nog tyd. Ja, hy speel nog shows. Ek het gesien hy en Bruce Springsteen het nou saam gespeel ergens en hy like amazing. Hy gaan seker nog maak tot 100. So miskien het ek nog tyd vir so 'n paar jaar. En plaaslik, nadat ek vir Robbie Wessels gemoer het, sal ek en hy iets aanpak. Maak ietsie daarso, blou oog en alles. Ja, ek soos ek gesê het, ons het Leo loop saam gedoen, maar nou moet ek hom eers bliksem. En dan my 2 slotvrae wat ek gewoonlik aan al my kunstenaars wie ek in daai stoel kry vra, is eerstens, as jy moet 'n stukkie advies gee aan 'n aspirerende jong en opkomende band of solo individu, wat sal daai een blokkie wees? Wat moet daartoe gaan? Kan ek weer 2 gee? As jy in 'n band speel, speel soms met ouens waarmee jy oor die weg kom. Ek dink dit is die belangrikste ding. Ja, daar's dalk ouens wat beter is as die ouens waarmee jy oor die weg kom, maar ek dink jy weet 'n band is amper soos 'n familie. Amper soos 'n familie of getroud wees aan mense. Jy gaan baie tyd saam met daai mense spandeer. So die belangrikste ding is dat jy oor die weg kom met hulle. En dan as jy wil goed wees, oefen. As jy 'n goeie gitaris wil wees, sit op jou sterre oefen. Moet jy moet jy 6 ure 'n dag speel. Ek het dit nie gedoen nie. You know what I mean, maar ek speel soms ouens wat dit gedoen het. Wat gelukkig die dissipline gehad het. Of werk net aan jou craft, jy weet, as jy liedjies skryf, skryf soveel as moontlik liedjies, dit raak makliker hoe meer jy doen. Met jou. En dan my slotvragie, 'n geheime ritueel. Het jy iets wat jy moet doen voordat jy op 'n show voor mense gaan optree? Moet jy eers die pakkie smokes 2 keer tap hier op die linkertiet? Het jy so 'n geheime dingetjie wat jy moet doen dat die show gaan goed loop? Ek dink dit het nogal verander oor die jare. Deel met ons asseblief man. Ek het gewoonlik gedrink soveel as moontlik as wat ek kan voor die show. En definitief baie Jägermeisters gevat voor 'n show. Deesdae ek warm nou op. Ek warm my stem op. Gaan sit een kant te vat 'n oomblik. Jy's 'n runner, ek weet nie of jy opwarm nie. Ek moet my stem opwarm. En jy weet ek wil dit nog baie graag lank doen. So ek kyk bietjie beter na my stem as wat ek het in my 20's. Met jou. Dankie vir daai deel. François man, absolute voorreg en 'n eer. Briljante individu, fantastiese persoon wat jy is. Dankie. Dankie vir jou man, dankie vir julle. Dit. Lekker julle.